Gek oor haar eie Afrika Ondier episode 91. Lia hou nie van tandartse nie, maar sy hou nog minder van ginekoloog. Sy haat een van daais met 'n passie en sy het 'n erge aanval van koue voete. Sy het al van vroeg af vir Sergio begin vertel dat vandag se afspraak heeltemal onnodig is. Hulle kan kanselleer. Lia, mens kanselleer nie afsprake op nommer 99 nie, antwoord hy dan net. As Sergio bereid was om saam met die ander mense in Dr. Klets se wagkamer te bly sit, of selfs in die kar, of in die kroeg oor kan die straat, het sy nou by die agterdeur uitgeglip, na 10 minute teruggekom, en as hy nog daar iewers vir haar gewag het, het sy vir hom gaan sê, "Hallo meneer Ondier, ons kan nou maar huis toe gaan, ek is klaar met gynies, vir die res van my lewe, ons het uitgemaak vir ewig." Dan sal hy seker soos 'n gewone ou vra, "Nou wat sê die man toe van jou, jy weet mos wat." Dan sal sy antwoord, "Nee, hy swyg soos 'n tandetrekker, maar as ek na die uitdrukking op sy gesig kyk, dan weet ek, hy hoef my nooit weer te sien nie, want nou is ek reg tot na menopause. So, okay, bye, kan ons gaan?" Maar nee, Sergio is nie 'n gewone man nie. Hy is mos nou saam met haar daar, hart en siel en gees, pligsgetrou in die ding. Sy pa was seker so, nou voel hy dat hy ook so moet wees. Sy laatlam sus, toe hy al 10 jaar oud was, 'n groot indruk op sy brose jongmenslewe gemaak, glo Lia nou. Dan is hy mos ook 'n sogenaamde retro man, in voeling met sy vroulike kant, die een aan sy sy, onder sy linkerarm, sy wat Lia Hurter is, wat al in die kar op pad hiernatoe gedreig het om weg te hardloop, voordat sy die dokter sien. Nee, Sergio sit sy stoel in die wagkamer vol, en hy sal sorg, dat Lia nie 'n kort pad kies na elders, tot latere kennisgewing nie. Hy weet mos, sy wil nie daar wees nie, en soos wat die tyd aanstap, raak die gevoel vir haar om weg te hardloop net al hoe erger. En as hy nie saam met haar daar was nie, dan was sy verseker weg. Sy's mos nie meer seer nie, sy's nou okay, beter as wat sy ooit was. Kan ons dit asseblief maar los, Sergio? Nee, Lia, antwoord hy. Kom ons beskou dit net as 'n lekker vakansie, dan gaan ons huis toe. Nee, Lia, hierdie is 'n doktersbesoek vakansie. Sergio Martinez, ek haat jou. Eina Lia, dit maak seer. Klap my liewers. Nee, liewer nie. Die dat Sergio nou op sy pos is. Hy's daar die gebruikelike, volg my, ek is reg agter jou man. Niks sal met jou gebeur, wat ek nie aan myself sal laat doen nie. Ja, nee, wys vir my daai en loop lê daar dat ons kyk hoe werk dit op jou. So besig is Sergio om haar op te pas, dat hy nie besef dat hy alweer die lus van die 2 ontvangsdames se oë daar is nie. Dit gebeur mos elke keer boonop as hulle hier is. Hulle bekyk hom openlik, hulle skinder van hom, hulle drool oor hom, en hulle hoop om asseblief net een keer sy oog te vang, of 'n glimlag op sy gesig te sien. Miskien dreig hulle hom van sy vrou af te vry. Lia kan hulle seker die leviete gaan voorlees, maar nou ja, as die mooie man hulle dag korter en beter kan maak, mag dit hulle dan maar oneindig baie plesier verskaf. Dan sal sy maar maak asof sy nie raak sien hoe hulle hom met die oë staan en opslurp nie. In die wagkamer sit daar nog 'n paartjie en 2 dames, wat beslis nie meer hulle tone verby die baba magies wat hulle dra kan sien nie. 'n Man wat blykbaar aan een van hulle behoort, en maak asof nie een van die 2 kleintjies wat daar is en amok maak, sy maaksel is nie. Plaas dat hy sy plathand in lê, of die suigstokkies of die goeders by hulle vat. Houerskap dons 'n mens op, dit is duidelik. Die telefoon lui en een van die dames agter die toonbank praat sag in Portugees. Toe kondig sy hard in Portugees af.
Ons het so 'n halfuur agterstand gehad. Dr. Kliets moes gou 'n noodkeiser gaan doen, maar hy is nou blykbaar weer op pad terug, so ons is binnekort op dreef en ons sal die agterstand baie vinnig kan inhaal. Sy herhaal dit in Engels en net toe sy die foon wil neersit, sluip daar nog 'n man in. Hy stap tot teen die toonbank en buig vooroor. Toe fluister hy sy naam en 'n paar ander woorde. Intussen vertel Lia vir Sergio dat dit dalk nou baie vrygewig van hulle sal wees om terug te staan, sodat iemand anders hulle afspraak kan kry. Dalk iemand wat 'n nood het, soos daai ou daar by die toonbank. Hy lyk dan baie benoud. Die ontvangsdame kyk egter op en sê, nee, maak julle self gemaklik. As dokter eers hier is, gaan dit regtig baie vinnig. Meneer, jy kan ook maar gaan sit, ek kry net gou wat nodig is. Sy stap na agter toe en kom met 2 botteltjies terug. Van iewers af diep sy 2 papiersakke ook uit. En toe roep sy die man van Flissies se naam. Hy was net besig om te gaan sit en 'n tydskrif op te tel. Nou wip hy soos wat hy skrik en hy smyt die tydskrif neer. Of anders het hy 'n taai streep oor die tydskrif gevoel, daar waar die kinders gevat het. Die vrou tik op die botteltjie en sê, jy kan deurgaan, eerste deur op linkerkant, links af in die gang. Stap in en maak hom asseblief vir ons mooi vol. Kry alles vir ons daar uit. En toe kry sy die stoutste van stoutste uitdrukkings op haar gesig wanneer sy byvoeg. En as jy enige hulp nodig het of sukkel, dan roep jy vir my. Lia lag agter Sergio se skouer in, wat self aan die proes gaan. Net mooi die reaksie wat die ontvangsdame gehoop het om te kry. Sy tel die ander botteltjie op en sê, en hierdie een is vir jou, Dr. Martinez, volg my asseblief, en julle ander moet ons asseblief nie te gou terug verwag nie, ek gaan daar wees totdat ek 'n halwe bottel vol gekry het. Nope, nee dankie, dis nie waarvoor ons hier is nie. Sergio lag gemoedelik en draai sy rug op die toonbank. Die 2 kleintjies daar naby gaan sit nou op die mat. Die pa het hulle suigstokkies gevat. Dis 'n seentjie en 'n dogtertjie. Die hoogswanger lyfies op die stoele daar by hulle is seker die ma's. En toe haal die ma vragtig nog 2 suigstokkies uit. Kan ek maar weer vir joune ook enetjie gee? Vra sy vir die ander vrou. Ja, dankie. Hierdie wag is nou langer as wat ons gedink het. Die man wip hom so dat jy kan sterre sien. Hy dan nou net die suigstokkies by die kleintjies gevat en hy gee sy vrou nou wraggies weer vir hulle van dit. Toe begin die meisies gesels. Een van hulle het nog 'n maand om te gaan en die ander een laai oor 2 weke af. En die man mompel, 2 weke te bloody lank. Nie een van die 2 mammas kom agter hoe die kinders nou weer die stokkies oopmaak en taai vat en suig en plak en neersit nie. Die arme pa wil die harries kry. Hy wil dit vat en toe kry hy raas van sy vrou. Hy kan maar loop as hy homself wil ongeskik hou hier tussen die ander mense, sê sy. Man en pa wees is ook nie maklik nie. Hy staan sommer op en daar trek hy. Die kleintjies het mos gewen en die suigstokkies doen verdere skade. Totdat die seentjie reg voor Sergio kom staan. Hy steek 'n hand na hom toe uit. Hallo oom, jou kom sit. Hallo Boeta, Sergio kan sy oë nie van daai suigstokkie afhou nie. So ver as wat die seentjie gaan, drup daai taai rooi vloeistof en speeksel op alles om die kind. Toe hou die kind sy suigstokkie vir hom uit. Oom kan 'n suigie kry. Sergio keer met 2 hande. Baie vriendelik jongman, maar nee dankie. Uit die hoek van haar oog sien Lia hoe die 2 dames daar agter die toonbank die hele betalie staan en geniet. Ja, dis ook maar min dat daar pret in hulle ontvangskamers gebeur. Die jong paartjie vertel hulle nou dat hulle pas en wetroubehandeling ondergaan het. Hulle hoop dat daar 'n drieling aan die kom is. Die dokter gaan vandag 'n sonar doen. Hulle kan nie wag om klein voetstappies in die huis te hoor hardloop nie. En 3 suigstokkies wat op alles drup nie, dink Lia by haarself.
en kyk sydelings na Sergio, wat nie kan besluit wat om met die seentjie voor hom te doen nie. Glo dit as jy kan. Die paartjie kom blykbaar al die pad van Maputo af om deur Dr. Klets behandel te word. Hy is die grootste babamaker in die hele wêreld. So kan jy dink, as hulle 3 kies van die goed hê, gelyk amazing. Is dit nie hoekom julle ook hier is nie? Vra hulle nou vir Lia. Nee, glad nie. Ons het nie daai probleme gehad nie. En die probleme wat ek gehad het, is hopelik nou uitgestryk. Sy gaan beslis nie uitbrei op hierdie saakie nie. Môre, groet Dr. Klets van die deur af. Jammer vir die oponthoud. Ek is binne oomblikke by julle almal. Hy roep die in vitro pasiënte eerste in, en hulle kom uit met die goeie nuus. Die klein goed klou nog. Intussen het Sergio sy hande vol met die 2 kleintjies wat besluit het dat hulle op sy skoot gaan sit om hulle suigstokkies verder te eet. Hulle staan nie meer voor hom nie, hulle is nou oral op en oor hom, of hy hulle daar wil hê of nie. Daar is taai-strepe oral op sy donker denim langbroek, en sy wit hemp lyk voor en agter soos 'n knoop en doop meesterstuk, want die een hang nou oor sy skouer, met sy suigstokkie agteraf. Een van die ontvangsdame kom met 'n pakkie Wet Ones en 'n plastieksakkie nader. Hy gooi die lekkers in die plastieksak en keer met albei hande toe die vrou vervolgens begin om hom skoon te vee met die Wet Ones. Nee, wag, ek sal self, dankie. Jou man is so oulik met die klein goed. Ons hoop julle het binnekort self enetjie, giggel een van die dames en tel die dogtertjie eerste van Sergio se skoot af. Sy vat die kleintjie vir haar pa wat daar buite in die gang staan, want die ma moet nou deurgaan. Wanneer die ontvangsdame die seentjie vir sy ma ook terugneem, staan Sergio self op. Hy het beslis 'n badkamer nodig, anders plak hy aan die stoel vas. Net daarvoor dankie, vir niks anders nie. Hy wil net gaan was. Die vrou sê, gebruik die tweede badkamer. Jy weet mos nommer 1 is gevat, en as jy te veel sukkel en te lank wegbly, beloof ek sal jou kom help. Nee, keer Lia lachend. Watch it, hierdie een het nie hulp nodig nie, en as hy iemand kry om te join, sal het ek wees, baie dankie. Dit alles help natuurlik om die spanning en die opsien na die ondersoektafel daar binne minder te maak. Uiteindelik breek daardie oomblikke aan. Lia knyp oë toe. Sy gaan niks van hier af verder onthou nie. Sy blok uit, so ver as wat sy gaan. Maar uiteindelik gaan dit ook weer weg. Dankie tog. Dr. Klets is tevrede met die werk van sy hande en die antwoorde wat sy op sy vraag gee. Na vandag kan hulle blykbaar, soos enige ander pasgetroude paartjie, hulle huwelikslewe voortsit. Lia sien hoe Sergio daar op die stoel sit en op sy tande byt. Hy is mos nie 'n man wat wil lieg nie. Hulle is nie getroud nie. Maar laat hy tog maar liewe net sy mond hou tot hulle uit is, om hulle die verleentheid te spaar vir arme Dr. Klets in kluis. Dit doen hy toe darm. Hy klap toe en sê niks. Selfs toe Dr. Klets vir haar vra of sy dadelik weer gaan probeer vir 'n baba en of hy vir hulle die pil moet voorskryf. Sy weet vir 'n oomblik nie wat om te antwoord nie. As jy vir hoe lank geglo het dat jy nie kan swanger raak nie, klink dit haas onnodig om jou lyf so vol chemikalieë te pomp. Sy word volgende week 29. Nee wat, daar is in elk geval nog baie tyd vir daardie oefening. Maar sy wonder tog, wat dink Sergio daarvan? Sy draai sydelings na hom. Seker die dat Dr. Klets vra, Dr. Martinez, hoe voel u oor die saak? Die besluit berus by Lia, antwoord hy eenvoudig. Daarom sê Dr. Klets, natuurlik sal dit weer 'n paar maande neem na die uitwerking van die pil vir jou liggaam om weer maksimum ontvanklik vir swangerskap te wees, maar dan aan die ander kant,
Dit gaan beslis help met die krampe daai tyd van die maand. Dit doen die ding. Skryf, dankie dokter. Hulle ry deur Tofu en toe verby na Barra. Daar is weer 'n paar stukkies geskenke om te koop. Net die gewone, iets te drinke vir die manne, iets te ete of wat lekker ryk vir die dames en speelgoed vir die tweeling en goedjies vir Gatto. Hulle verlang hulle in hierdie stadium half in 'n stupor na die klein grys Afrika kat. Hoe meer ek met mensbabas te doen het, hoe meer hou ek van my Afrika kat, spot Sergio en vat aan die taai plekke op sy hemp. Hemel, ek ook. Dink jy ons moet vir jou skoon langbroek en hemp gaan koop, voordat ons verder kan inkopies doen? Ag nee, wat? Ek is nou van kop tot toe in die taai, miskien moet ek sommer net in die see gaan spring. Net voor hulle terugry na Sergio se mense in Paradys by die see, drink hulle melkskommels op 'n plek waar hulle verlaas oor die blou waters kan uitkyk. Sergio hou van 'n bruine en Lia kies 'n pinke. En hulle is nogal honger, ontbyt lê mos nou ver agter hulle, maar aandete is nie meer te ver daar by sy ouers se huis nie. Daarom deel hulle 'n geroosterde kaas toebroodjie met slapchips daarbij. Lia troetel 'n kwart van die broodjie in 3 skyfies en Sergio verstom hom alweer aan hoe stadig sy aan een so stukkie broodjie kan eet. Hy wil die hele tyd sê, kom aan Lia, vat nog een klein happie, toe jy kan, wat van 'n skyfie, wil jy vir hom in tomatiesaus doop of gaan jy hom so eet? Vir 'n kort oomblik dink hy daaraan, dat dit dalk nie so sleg sou wees om 'n mini Liaatjie vir 'n dogtertjie te hê nie. Gestel hy kon nou so met sy eie kindjie daar gesit het, terwyl mamma dalk nog 'n laaste paar inkopies gaan doen het. 'n gedagte wat hy dadelik onderdruk. Hy weet mos hoe skraal die kans vir so iets is, en hy gaan beslis nie vir Lia deur die ander prosesse soos in vitro laat gaan nie. As dit hulle nie beskore is nie, dan is dit nou maar so. Die toekoms is in elk geval duister en tyd sal leer. Al waarvan hy wel op hierdie oomblik doodseker is dat as dit van hom afgehang het, hy sy hand oor haar gesit het en haar nou plegtig gevra het om met hom te trou, sommer nog voor die einde van die jaar. Hy wil nie sit en jok oor die feit dat sy sy vrou is nie. Hy wil sy bors uitstoot en vir die hele wêreld vertel dat hierdie enetjie syne is en net aan hom behoort. Wanneer hulle weer begin ry, sit Lia en lees op die pamflet in die boksie met pille wat die dokter vir haar voorgeskryf het. Sergio stuur die kar in die rigting van die lughawe. Hy gooi 'n dwarskyk daar om te sien of die rooi en wit vliegtuig nog daar iewers staan. Hy's nie lus vir verrassings môre nie, maar dit is weg. Miskien was dit bloot toevallig dat Ralph Jameson ook hierdie naweek hier aangedoen het. Lia kyk verbaas van haar papiertjie af op en toe om haar rond. Toe vra sy, hoekom is ons hier by die lughawe? Ons vlieg eers môre uit, of het Aleid laat weet dat hy vroeër inkom? Nee, ons vlieg môre. Hy glimlag in haar gesig. Hy gaan nie lieg nie, en hy gaan ook nie verduidelik nie. Dit beteken net een ding, hy sal haar dan maar moet soen. Hy lig haar ken en streel eers vlindersag met sy lippe oor hare. Haar arms gaan om sy nek. Vir 'n oomblik sit hulle net daar, verlore in mekaar se arms, vasgeplak deur suigstokkie vloeistof, jonk en smoor verlief. Daarna draai Sergio die duinebesie om en ry huis toe. Almal weet gewoonlik dat die laaste aand se kuier hier voor 10 in die aand moet ophou. Maar teen 9 uur is Sergio en Lia haastig om af te stap na hulle woonstel daaronder. Die familie staan bo kan die trappe vir hulle en waai. Sergio is lus om die glimlag van Diego se gesig met die ander kant van sy hand af te vee. Daai man het net een ding op sy brein. Wanneer hulle buite sig van die klomp is,
trek Sergio vir Lia onder sy linkerarm in en haal die sleutel met sy regterhand uit sy sak. Hy snaks na sy asem, toe hy voel hoe sy die gordel sy gespe los wikkel en haar hand voor by sy klere insteek. Jy moet wikkel, jou Afrika ondier, hierdie was 'n baie te lang wag. Stadig my engel, steun hy en sukkel om die sleutel in die gat te kry. Moenie dat die aand te gou ophou nie. Ons het lank genoeg hierna uitgesien. Uiteindelik is die deur oop en hy raap haar in sy arms op. Hy weet mos teen die tyd dat die kombuis se toonbank net die regte hoogte is vir 'n gawe eerste sessie. Maar eers nadat hy sy mond gebruik het om haar so bietjie mal te maak. Snaaks hoe hy so ver nog elke keer se een woord met haar onthou. Ook nou, toe hy haar tot op die rand van die toonbank nader trek, waarna homself net daarna diep in haar lyfie verloor. Soveel opgekropte passie en uitsien, en toe is dit alles blitsvinnig verby. Ag, aan die ander kant, wat maak het saak? Die res van die aand, die nag en die toekoms behoort aan hulle om mekaar te geniet. Net wanneer hulle so voel en wanneer hulle kan, want iewers in die middel van die nag is dit weer daardie wakker word om weer in mekaar se arms te kan wees. Word vervolg.